Baie welkom by vandag se aanlyn preek. Ek is bly kan saam met jou wees en dankie vir die voorreg om in jou huis of in jou kantoor of waar ook al net saam met jou te kuier. Ek wil begin met 'n baie eenvoudige vraag en dit is: sou jy jouself as ryk beskou? Meeste gaan sê nee. Dan wil ek 'n volgende vraag vra. Wie is dan ryk in jou oë? Dan gaan jy sê iemand wat baie meer as jy het. Iemand wat nie dink voor hy of sy spandeer nie. Daai persoon wat as hy en sy vrou vlieg, dan boek hulle 3 kaartjies en daar niemand tussen hulle sit nie. Dis hoe ryk mense is. Ry blink karre, groot huise, oorseese vakansies. Maar ons almal weet tog. En hier's die realiteit van die wêreld. Ons almal weet. Dis as jy in 'n baksteenhuis bly. As jy 'n kar, en ek dink baie van ons het 2 karre, 'n kar of karre ry. As jy kos op die tafel kan sit en nie honger gaan slaap nie. As jy die luksheid het om verlof in te sit en nog steeds betaal te word vir daai dae wat jy weg is van die kantoor of van jou werk af. As jy die luksheid het om 'n medies te kan koop, om 'n pensioen te kan betaal, om jou kinders na sekere skole toe te stuur en te kan kla oor hoe duur dit is jy eintlik ryk. Jy verdien 'n salaris, jy's ryk. En daarom wanneer daar in die Bybel gepraat word van ryk mense, is dit nie die superryk mense wat na verwys word nie. Dis hulle wat bo kan die broodlyn leef. Want meeste mense van die antieke tyd in die 1ste eeu het soort van op of onder die broodlyn geleef. Hulle het soort van 'n oorlewingsbestaan gevoer. En dan kom die broer van Jesus. Sy naam is Jakobus en hy skryf 'n brief en ons is besig om te praat oor die broer se brief, spesifiek die brief Jakobus, wat jy vind net na die boek Hebreërs in jou Bybel. Hy kom en hy skryf aan 'n klomp Jode wat verspreid is in die wêreld. En hy spreek 'n klomp temas aan. En ons is besig om met hierdie temas te werk. Dis asof hy in hoofstuk 1 elke tema net so oopmaak en dan bou hy dit verder in die brief uit. En wat is dit wat ek en jy kan leer van hierdie broer se brief? Vandag se tema is Jesus se broer probeer ons iets leer van hoe om verantwoordelik ryk te wees. Want jy sien die brief het 4 kerntemas. Basies beproewings en versoekings. Ons het so 'n bietjie van dit verlede week aangeraak, ons gaan nog vorentoe weer na dit toe terugkeer. Dit het geloof en werke, is hierdie spanning van is net geloof nodig, of moet ek werke ook hê, of kan ek geregverdig word deur werke? Dis eintlik 'n spanning wat ons reg deur die Nuwe Testament vind, wanneer Paulus skryf, en wanneer Petrus skryf, en selfs Jakobus, wat hulle probeer verstaan, hierdie balans tussen geloof of genade en werke. Ander tema is natuurlik ons tong en ons woorde, hoe ons dit gebruik. En nog 'n tema wat nogal redelik gereeld voorkom, is die tema van om verantwoordelik met jou geld om te gaan, maar om verantwoordelik ryk te wees en dit verantwoordelik te kyk na rykdom. Hy praat soveel soos 5 kere in die brief, reg oor die 5 hoofstukke, 5 kere oor rykdom. En hoe ons moet ryk wees en geld moet sien. Kom ons lees die eerste gedeelte, dan maak ek 'n punt daaruit. Hy sê, laat die broer wat gering is, hom op sy hoë aansien beroem, en die ryke in sy geringheid. Want soos 'n veldblom sal hy vergaan, want die son met sy hitte kom op en verdor die veld, en die blom val af, en sy skoonheid gaan tot niet. Net so sal die ryke verwelk in alles wat hy doen. Hier's 'n sterk boodskap wat deurkom. Die boodskap sê die volgende: my aansien lê nie in my rykdom of in my besittings nie. Nou dis baie maklik. Wanneer ons het
om verknog aan hierdie dinge te raak en te dink hierdie goed gee vir ons aansien. Hierdie goed maak ons belangrik. Ek moet 'n belydenis maak. Ek persoonlik self is baie lief vir brand names. Dis 'n belydenis. En soos julle weet, 'n brand name doen dieselfde wat 'n gewone naam doen, maar hy kos 2-3 keer duurder. So byvoorbeeld, ek is nie mal daaroor om by Mr. Price in te stap nie. Ek sê altyd vir my vrou, dit ryk soos 'n container. En dan het ek 'n groot liefde vir spesifiek Montblanc. Montblanc penne, Montblanc parfuum, Montblanc beursies, Montblanc handsakke, Montblanc gordels. En ek het 2 Montblanc itemme. En baie keer dan vat ek my 1 Montblanc pen en ek sê sommer vir iemand by die kantoor, vat sommer een skryf. En dan sal daai persoon sê, weet jy, hierdie skryf nes my Bic pen. Maar jy kan seker 800 of 900 Bic penne koop met die prys van daai 1 pen. En dis presies wat ons baie keer doen, ons heg soveel waarde aan goed, want dit laat my goed voel om te sê, dis 'n Montblanc, of dis 'n Gucci, of dis hierdie of daardie ding wat ek dra, of wat ek het, of wat ek ry, of waar ek bly. En dan gee dit nou vir ons aansien, ons almal trap in daai struik, en nou kom Jakobus en hy sê, weet jy, jou rykdom kan net so verdwyn. Jou aansien kan nie in jou rykdom lê nie. Hy sê die geringes is eintlik groot. Hoekom? Want my en jou aansien en ons identiteit lê nie in ons besittings nie. Dit lê in hoe God vir my en jou sien. Daarom kan God afkyk na 'n gering persoon en sê hierdie persoon het hoë aansien in my oë. En hy kan kyk na 'n arrogante ryk persoon en sê hierdie persoon het geen aansien in my oë nie. En wie se aansien wil ons eintlik hê? Mense sin of God sin? En Jakobus begin sommer gou deur te sê, rykdom kan so vinnig verwelk soos 'n blom. Dit kan vir een oomblik mooi wees en dan skielik net weg wees. Jou aansien en jou identiteit lê in God. Baie keer as ek saam met mense kuier wat meer as ek het, dan voel ek ontoereikend. Dan voel ek het nie aansien nie. En dis 'n verkeerde manier om daarna te kyk. My aansien lê in hoe God my sien. En omdat hy my op 'n sekere manier sien, sien ek myself op 'n manier. En geen brandname kan vir my groter aansien gee as God nie. So dis die eerste gedagte wat Jakobus oor rykdom en geld wil maak. Maar dan gaan hy verder in vers 27 as hy hoofstuk 1 afsluit. Hy sê dit is suiwer en onbesmette godsdiens voor ons God en Vader, om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle ellende en jouself onbesmet van die wêreld te hou. Hy sê, hier's die kruks van jou godsdiens. Weet jy wat is onbesmette suiwer godsdiens? Barmhartigheid. As jy verantwoordelik ryk is, moet jy 'n barmhartige mens wees. As jy sukkel om vir mense wat minder as jy het te gee, sê dit dat geld het nog gehou vas op jou lewe. Geld maak dat jy vasgebind is, want jy kan nie vir iemand anders iets gun wat minder as jy het nie. Vra jouself af, hoe barmhartig is jy regtig? Die feit van die saak is, baie van ons, veral met inflasie wat so bietjie nou weer styg en petrol wat skielik duur geraak het as gevolg van iets wat glad nie by ons gebeur nie, maar op 'n ander plek in die wêreld, begin ons voel dit knyp. En wat wil ons dan doen? Ons wil vashou, myne. En ons wil nie die nood van ander raak sien en verander gee nie. Wat van as jy gaan kos koop, om 'n paar ekstra goedjies te koop en dit vir iemand anders te gee wat nie het nie? Wat van om 'n ekstra koevertjie te gee wat transport money in het? Daar's soveel maniere wat ons barmhartig kan wees, van die oomblik as ons barmhartig is, as ons gee. Jesus sê, gelukkig is die barmhartiges. Salig is die barmhartiges. Dan lees ons in Handelinge waar die skrif sê, Jesus self het gesê, om te gee maak jou gelukkiger as om te ontvang. Ons as gemeente glo juist daarin. Vir die rede het ons gereeld uitreike wat ons reël. Baie min van julle weet,
maar 11% van ons gemeente se inkomste gaan uit die gemeente uit. 5.5 daarvan, die helfte daarvan gaan vir ons verantwoordelikheid in die groter kerk, en die ander helfte het ons diskresie op en ons besluit gereeld daaroor, vir wie help ons? Ons help 'n sendeling wat onder moslems werk. Ons help 'n Bybelskool in Afrika. Ons help elke student wat nie geld het om sy laaste honeursvak in teologie te doen nie. Ons help mense wat nie die maand kos in die huis het nie. Ons doen 'n uitreik na 'n ouetehuis, 'n kinderhuis. Daar's 'n kinderhuis in Pretoria wat vandag se deure gesluit sou wees as nie was vir hierdie gemeente van ons se barmhartigheid nie. Ja, hierdie Sondag wat hierdie boodskap in die kerk gepreek word, gaan ons ook op 'n uitreik na Hammanskraal, 'n minder bevoorregte gemeente. En ons gaan barmhartigheid bewys. Ons gaan skryfbehoeftes vat vir die kinders. Ons gaan kosie vir hulle maak. Ons gaan saam met hulle kerk hou en saam met die kinders kinderkerk hou. 3 weke van tevore het die gemeente 'n bedrag geld goedgekeur om hulle te help om 'n gebouetjie wat daar is wat hulle nou wil gebruik vir hulle kinderkerk, om daai gebouetjie heeltemal te herstel en heel te maak sodat hulle hom kan in gebruik neem. Die belangrikheid van barmhartigheid loop hand aan hand met verantwoordelik ryk wees. Waar staan jy met dit? As dit vir jou moeilik is, vra jouself die vraag af: het geld nie dalk te groot 'n houvas op my nie? Dit is die tweede ding wat Jakobus sê. Dan gaan hy verder. Hy sê, as daar 'n man met goue ringe en pragtige klere by julle samekoms aankom, ons is nou by hoofstuk 2, en daar kom ook 'n arme man met vuil klere aan, en julle kyk na die een met die pragtige klere en sê, sit u hier op 'n goeie plek. En vir die man sê julle, staan jy daar, of sit jy hier onder by my voetbank? Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en regters met slegte oorwegings geword nie? Die derde ding van verantwoordelik ryk wees is, ons moet almal dieselfde hanteer. Nou, dis menslik om mense verskillend te hanteer. Ek weet nie of jy al by 'n partytjie was, of by 'n kuier, of by 'n funksie was, en jy staan met iemand in gesels, en ag, dit lyk na 'n interessante persoon, jy dink by jouself, miskien so 'n bietjie vaal, lyk bietjie nerderig, en jy vra so, wat doen jy vir 'n lewe? En hy sê, nee, ek is 'n breinchirurg, of nee, ek doen hierdie of daardie werk, en skielik besef jy, maar hierdie persoon is nie vaal nie, hierdie persoon is, wat weet jy nou net gehoor het. Hoeveel van ons hanteer nie daai persoon dan anders nie? Want jy sien, ons het hierdie manier om mense verskillend te hanteer. Ek vind dit baie in my beroep, wanneer mense uitvind ek se predikant, tree hulle anders teenoor my op. En Jakobus sê, julle kan nie, wanneer julle sien iemand het geld, hom nou goed hanteer nie. En iemand wat nie geld het nie, nou hanteer jy hierdie persoon swak. Is dit wat Jesus sou doen? Is dit waaroor Christendom gaan? Ons wat Jesus volgelinge is, moet ons net die mense wat hoë aansien het, net die mense wat baie geld het, moet ons net vir hulle respek hê? Moet ons net vir die burgemeester respek hê, maar nie vir die petroljoggie nie? Ons moet almal dieselfde hanteer. As nogal 'n ding wat ek dink groot is onder sekere kulture, en van tyd tot tyd kry ek ook daarmee te doen, is die hele VIP-kultuur. Daarom jy's 'n very important person, soos jy na 'n funksie of 'n konferensie toe gaan, jy 'n spesifieke ding wat jy dra, en jy is nou VIP. En dan kry jy spesiale behandeling, en jy geniet dit. Maar wat sê dit eintlik vir die persoon wat nie so 'n kaartjie om sy nek dra nie? So jy's nie 'n belangrike persoon nie. En is juist hier teen wat Jakobus ons waarsku om te sê, julle moet almal dieselfde hanteer, want almal is eintlik beelddraers van God. Elke mens op hierdie aarde is 'n beelddraer van God. en as jy hom hanteer, moet jy hom hanteer soos 'n VIP. Dis die kaartjie wat om sy nek hang. Beelddraer van God, VIP. En ek dink dit is nogal ons verantwoordelikheid om elke mens soos 'n baie belangrike persoon te laat voel met wie jy te doen kry. Het jy iemand in jou lewe wat baie keer by jou kom en jou belangrik laat voel? Wat belangstel in jou lewe? Wat jou komplimenteer oor van die goed wat jy doen? Het is lekker om saam met so 'n persoon te wees.
Niemand van ons sal stryd daarmee. Ek daag jou uit. Jakobus daag ons uit. Moenie mense verskillend hanteer. Hanteer almal dieselfde. Laat almal voel hy's beter as hy of sy van jou af wegstap. Dan gaan hy verder. Hy sê, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na hierdie of daardie stad gaan en 'n jaar daar deurbring en handel dryf en wins maak. Julle weet nie eers wat môre gaan gebeur nie. Hoe is julle lewe dan? Dit is maar 'n miswolkie wat net vir 'n kort rukkie verskyn en dan weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil en ons nog leef, sal ons dit of dat doen. Maar nou spog julle oor julle hoogmoedige optrede. Sulke gespog is verkeerd. Hy spreek hierso hierdie arrogansie aan wat ons baie keer het, dat ons dink, ons kan sonder God. En die vierde ding van verantwoordelik ryk wees, is om jou afhanklikheid van God te besef. Ek kan nie sê, op my eie sterk krag gaan ek nou na daai stad toe, gaan dit doen, hierdie wins te maak en so, en dan gaan ek so en dan gaan ek so en Dis arrogant. Dis om te misken dat alles wat jy eintlik in jou lewe het, kom van God. Natuurlik sê hy sê, ja, maar ek het hard gewerk vir wat ek wil hê. Werk daai persoon so hard soos ek? Het daai persoon daai risiko's gevat wat ek gevat het? Of daai ure gesit en werk wat ek gewerk het? Luister wat sê Deuteronomium. Hy sê, jy kan dalk dink, my krag en my sterke hand het vir my hierdie rykdom verwerf. Maar jy moet die Here nie vergeet nie, want dit is hy wat jou die krag gee om rykdom te verwerf. Daar's 'n besef van wat by ons moet kom, dat alles wat ons het, kom van hom. Ons kan nie arrogant daarmee werk nie. Ons kan nie sê, dis myne nie. Dis syne. Die voertuig wat jy ry, het God in jou lewe ingebring. Die salaris wat jy verdien, het God in jou lewe ingebring. Die vermoë om op te staan en te kan werk en dinge te kan doen, bring God in ons lewens in. Dis syne. Ons is maar net bloot rentmeesters van dit wat hy vir ons gegee het. Rentmeesters. Ons bestuur dit. Dis natuurlik 'n lekker manier om daarna te kyk. So as die kar breek, kan jy bid en sê, Here, ons kar het gebreek. Wat gaan ons hier aan doen? Om te besef dat alles wat ek het, kom van hom af. Ek het baie keer 'n illustrasie wat ek maak as ek hierdie beginsel doen. As ek preek, voor die tyd sal ek R1000 in 'n koevert sit of kontant vir 'n persoon gee en sê, hoorie, hou hierdie R1000. Dis nou my R1000, maar ek gee dit nou vir jou. En dan in die diens op 'n stadium, as ek hieroor preek, gaan ek sê, my begroting werk nie lekker hierdie maand uit nie, ek kort R1000. Is nie dalk iemand wat vir my R1000 het, dan staan jy op en jy gee hierdie R1000 vir my. Dink ek het dit al 3 keer in my lewe gedoen. Ek het nog nie een keer gekry dat daai persoon nie opgestaan het en die R1000 vir my gegee het nie. Hoekom? Want dis my R1000. Dis nie syne of haarne nie. As dit dalk hulle eie sin was, hulle sê, nee, ek weet daarom nou nie, ek kom. Maar dit is maklik om te gee, as jy weet, dit is nie joune nie. En dis 'n beginsel wat ons eintlik moet besef, as dit kom hierby. Daar's nie 'n arrogansie, van dis myne, en my slim, en my harde werk het hierdie gebring nie. Dis God. En dit maak dit dan vir ons maklik, om te kan gee. En dit bring my by die laaste gedagte, wat Jakobus oor verantwoordelik ryk met ons wil deel. Kom ons lees. Julle rykdom het vergaan, en julle klere is mot gevreet. Julle goud en silwer is verroes, en die roes sal teen julle getuig, en julle liggame soos vuur verteer. Julle het in die laaste dae skatte opgegaar. Klink dit vir jou bekend? Skatte opgegaar? En dit bring my by die laaste gedagte wat Jakobus met ons deel oor verantwoordelik ryk wees. Ons moenie opgaar nie, maar ons moet gee. Sy eie broer Jesus het by die bergpredikasie, en toevallig, terwyl ons navorsing oor Jakobus gedoen het, sê hulle is nogal verskriklik baie parallelle tussen Jesus se bergpredikasie en die boek Jakobus. Jesus het by sy bergpredikasie die volgende gesê in Matteus 6. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak nie, daar waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel, maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.
Ons word baie duidelik gewaarsku om nie op te gaar en by mekaar te maak nie, want dit verroes, dit vergaan, dit het nie ewigheidswaarde nie. Inteendeel, ons moet gee. Jesus sê, ons moet gee. Ons moet ons skat op 'n beter plek belê, sodat dit iets kan doen wat ewigheidswaarde het. Glo vir my, ek glo in die beginsel van spaar, ruimte in jou begroting, wegsit vir 'n rainy day, pensioen, al daai beginsel. Maar ek glo ook in die beginsel van gee, om te gee. En die gemeente ken my beginsel van gee baie goed. En is die volgende, ons sal nooit kermisse hou nie, om geld in te samel nie. Ons glo dat ons gemeente sal gee. Ons sal eerder verniet kos weggee by ons funksies en ons aande wat ons hou. Ons as gemeente het nie 'n preek elke Sondag wat ons oor geld preek voordat ons die offerande opneem nie. Inteendeel, ons sê maar net, daar's offerande by die deur in 'n plek vir jou om te gee as jy wil gee. Maar nog steeds beleef ons die seën van die Here. Hoekom? Omdat mense besef dat ek moet gee. Ek kan nie vashou nie. Ek moet gee. Luister wat sê Spreuke 3 vers 9 en 10. Vereer die Here met offerandes uit alles wat jy besit en met die beste uit jou oes. Dan sal jou skure oorvol wees en jou parskype oorloop van wyn. Ons soek oorvol skure. Ons soek parskype en bankrekenings wat vol is. Maar daar's 'n voorwaarde. Vereer die Here met die beste. En vir daai rede is dit vir my nogal baie belangrik dat my heel eerste begrotingslyntjie in my begroting is 10de. Wat gaan ek vir die Here gee? Sy deel gee ek eerste. My beste gee ek eerste. My eerste gee ek eerste. Julle paar jaar terug was ek en my vrou op pad Amerika toe en ons het deur Dubai gevlieg. En sy is lus vir 'n appel. Ons het so 3 dae in Dubai gespandeer net om bietjie Dubai ook te sien. En sy is lus vir 'n appel. Ons gaan daar by 'n winkel en ek dink die winkel se naam was nog Spinnies of so iets. En sy vat 'n appel van die rak af. Ek het nog nooit in my lewe so mooi, groot, rooi, gesonde appel gesien nie. Nog nooit. Hy is omtrent 2 keer die grootte van die appeltjies wat ons baie keer hier kry. Agter op die appel is daar 'n plakker. Product of South Africa. Ek kon dit nie glo nie. Maar sien, dis die beginsel. Ons voer ons beste uit. Ons gee ons beste vir daar buite. En dit is daai selfde beginsel van om jou beste vir die Here eerste te gee. Want dan sal hy, soos Maleagi sê, die vensters van die hemel vir ons oopmaak. Jakobus daag ons uit om nie vas te hou nie, nie op te gaar nie, maar om 'n gewer te wees, wat jou verantwoordelikheid maandeliks nakom vir die koninkryk van God, ook finansiëel. Ek sluit af. So hoe is ons verantwoordelik ryk? Eerstens, ek laat nie toe dat ryk my status of gebrek aan status bepaal nie. Ek tree verantwoordelik op teenoor hulle wat nood het. Ek besef dat alles van God kom en ek gee my deel vir God. Kom ons wees verantwoordelik ryk. Here, baie dankie dat ons na U toe kan kom. En ook hierdie moeilike saak van finansies voor U voete kan neerlê en vir U vra dat U ons sal lei en dat U vir ons insig sal gee om hoe om verantwoordelik te werk met geld wat so maklik in ons lewe 'n afgod kan word. Ek bid vir hulle wat nood het, dat U vir hulle deure sal oopmaak, sal voorsien. En ek bid vir diegene van ons wat geseënd is om te kan hê, dat ons nog meer vrygewiger en verantwoordelik sal wees. Amen.